Julle baie dankie dat julle hier is. En nou is jy weg af die kruis, of voor die kruis. Prys die naam van die Here. Ons het laas week afgesluit met die opstanding oor wie Jesus is. En ek vir afgelope paar sondae vorentoe tot met Hemelvaart wil ek graag bietjie gaan kyk die tog van die opstanding tot en met Hemelvaart. Wat Jesus gedoen het en hoe Jesus opgetree het en al die dinge tot en met waar hy opgevaar het na die hemel. En vanmôre wil ons stil staan by wanneer Jesus opdaag in jou toedeur. Ek lees daar 'n gedeelte daar in Johannes 20 van vers 19 tot 23 en jy is welkom om saam met my te lees. En toe dit aand was op die eerste dag van die week en die deure waar die disippels vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hulle midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy het gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disippels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek jou ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mens julle sonde vergewe, dan word dit julle vergewe. As julle die mens hulle sonde hou, dan is dit gehou. Hier kom Jesus na die opstanding en wat nou, dit bly nie net in die graf nie. Hier kom Jesus uit die graf en hy kom in mense situasie in. Die opstanding is as dit net by die opstanding was, as dit net daar gebly het. Want jy sien, hier kom die disippels, hulle weet nie, hulle is verwar, hulle verstaan nie wat aangaan nie, wat nou, hulle het 'n vrees vir die Jode, en hulle kom sit agter hierdie toedeur. Na hierdie opstanding het alles verander, daar het die graf gesteeg, die dood is oorwin, daar het dinge gebeur, die grootste oorwinning van 'n geskiedenis, en heiliglik, waar nog nooit weer so groot oorwinning plaasgevind, van waar Jesus opgestaan het. Hier kom die disippels, maar hulle leef of nog niks verander het nie. Hulle het die storie gehoor. Hulle het gehoor dat die graf leeg is. Hulle het gehoor dat Jesus leef, maar hulle sit nog agter geslote deure. Nie omdat Jesus dood is nie, maar omdat hulle bang is, bang vir die Jode, bang vir vervolging en bang vir die toekoms. Wat gaan nou gebeur? Hulle hele wêreld is geskit. Hierdie sekerheid wat hulle gehad het toe Jesus by hulle was, is weg. Hier kom hulle en hulle verstaan nie alles nie. En so sit hulle in die kamer en die deur gesluit. En vra met vrese en met onsekerheid. As ons eerlik wees vanmôre, hoeveel van ons wat hier sit vanmôre, sit dalk met dieselfde vraag. Hierdie selfde vrese, hierdie selfde onsekerheid. Ons weet Jesus het opgestaan. Ons lees dit in sy woord, ons sing dit, ons praat daarvan, ons bely dit, ons weet hy het opgestaan. Maar ons leef dalk nog in hierdie vrees. Ons leef in hierdie twyfel. Ons leef in hierdie selfbeskerming. Ons leef in hierdie geestelike, geslote ruimte. Hoeveel van ek en jy is nog daar? Is nog in hierdie kamer, toegesluit, geslote. Ons harte is toe. Ons vertroue is beperk. Ons hou terug. Ons glo natuurlik in die opgestaande Christus. Maar ons leef nie soos 'n opgestaande mens nie. Hoeveel van ons is nog agter hierdie geslote deur?
En die disciples is die perfekte prentjie van die kerk van vandag. Sit nog, hulle het die waarheid, maar hulle het nie die vrede. Hulle het die kennis, maar hulle het nie die krag. Hulle het die getuienis, maar hulle het nie die vrymoedigheid. Die kerk, en as ek praat van die kerk, praat ek nie van hierdie gebou nie. Ek praat van my en van jou, wat die kerk verteenwoordig. Ons die kerk. Ons lewe nog nie in die vrees. Hier is die kragtige waarheid van hierdie gedeelte. En hoor mooi vanmôre, Jesus wag nie dat jy die deur moet oopmaak. Jesus wag vir jou. Jesus wag nie vir jou om alles reg te kry. Jesus wag nie vir jou dat jou geloof perfek moet wees. Hy kom. Ons weet, die woord sê daar in Openbaring dat Jesus staan 'n klop voor die deur. En Jesus is reeds binne. Hy klop vir jou. Jesus wag vir jou. Hy kom self, hy kom in jou vrees, hy kom in jou chaos en hy kom in jou onsekerheid in. Van die disciples het in daai kamer gesit agter geslote deure as gevolg van die vrees, die twyfel, die onsekerheid en gewonder wat gaan volgende gebeur. Ons het hier eers die boodskap van vandag, jy hoef nie alles reg te hê nie. Jesus wat toe kom. Jy hoef nie eers jou vrees te los en uit jou vrees te kom nie. Jesus kom na jou toe. Net soos jy is. Hy kom in jou teenwoordigheid in. En wat gebeur wanneer Jesus in 'n situasie instap? Hoe hy vrees verander in vrede, hoe hy jou roeping herstel, en hoe hy jou vul met nuwe lewe. Ons Jesus het nie verander nadat hy opgestaan het in die graf. Jesus is nog steeds dieselfde. Hebreërs 13 vers 8 sê vir ons so mooi: Jesus Christus is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Dieselfde Jesus wat in die kamer ingestap het, hy selfde Jesus wil vanmôre in jou lewe instap. Jy sit miskien hier in die geslote deure, is verseker 'n teken van vrees. Johannes 20 vers 19 lees weer, en toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disciples vergader het uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in die middag gestaan en hulle gesê, vrede vir julle. Sien, hier sit die disciples, nie in geloof nie, maar is dit in vrees. En as ek so kyk na die mensdom, as ek so kyk na die mense in Groblersdal, as ek luister na hoe hulle praat, wat hulle sê, kan ek die vrees in hulle stem en hulle hoor sien. Want ons weet nie wat môre gebeur. En ek dink dis een van die grootste vrese wat die mens het. Hulle weet nie wat môre gaan gebeur nie. Net soos wat die disciples daar gesit het. Hulle het nie gesit daar met verwagting nie. Want Jesus het vir hulle gesê opstaan. Jesus het dit baie duidelik vir hulle gesê. Hy kom terug. Hy gaan opstaan. Na 3 dae staan hy op. Maar hier kom die disciples en wag in die vrees en in plaas van waar hulle verwagting moet sit. Met oorlewing. Ons hulle die deur was nie net fisies toe gewees vir die kamer nie, maar hulle hartse deure was ook toe gewees. Want vrees het hulle laat onttrek. Vrees het hulle laat wegkruip. Vrees het laat hulle self beskerm. Hulle wêreld
Kom ons wees eerlik, hoeveel keer maak ek en jy? Hoeveel keer onttrek ek en jy? Hoeveel keer probeer ek en jy wegkry? Hoeveel keer probeer ek en jy ons self beskerm? Hoeveel keer probeer ek en jy ons wêreld kleiner maak vir beskerming? Dis net vrees wat dit doen. En dit laat hulle lewe krimp. As die oomblik wanneer vrees intree en dit begin jou lewe krimp, begin jy minder vertrou. Begin jy minder waag. Begin jy minder glo. Jy is veilig. Ons gaan dit mos maar sê, ons lewe veilig. Om hierdie vrees, ons wêreld kleiner te maak, ons krinkie kleiner te maak. Ons lewe, dit is veilig. Maar ons is nie vry nie. Ons is nie vry, ons is so leef nie. Psalm 34 vers 5 sê, ek het die Here gesoek, en hy het my geantwoord, en my uit al my vreesigheid. Hier kom Dawid. En hy sê, ek het die Here gesoek, en hy het my geantwoord. Hoeveel mense vandag is gered, maar toegesluit? Hoeveel mense glo, maar hou terug? Hoeveel mense bid, maar vertrou nie heeltemal nie? Ons vrees laat jou toesluit, wat God wil oopmaak vir jou. Vrees sluit toe wat God wil oopmaak. Dalk is jou deure toe, dalk is 'n deur van seer kry, van teleurstelling, van sonde of skuld, of miskien van selfbeskerming. En jy het dit toegemaak om jouself te beskerm. Maar wat jy nie besef nie, is jy hou nie net die wêreld uit nie. Ons hou goddelikheid. Ons hou die beweging wat God in jou lewe wil doen, hou ons ook uit hier om die deure te doen. Jesus kom in. Hy is in jou midde. Dit is buite van jou toe deure. En hier is die wonderwerk. Die deure is toe. Maar Jesus kom in. Jesus het toe in hulle midde gestaan. Jeremia 32 vers 17 sê, ag Here, Here, U het die hemel en die aarde gemaak, deur die grote krag en deur die uitgestrekte arm. Geen ding is vir U te wonderbaar nie. Jesus klop nie, hy vra nie toestemming nie, hy kom in. Wat beteken geen muur is te hoog, geen deur is sterk, en geen situasie wat gesluit is vol. En wat sê Lukas 1 vers 37? Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Hy kom in jou pyn, in jou verlede, in jou verwarring, in jou vrees. Jesus teenwoordigheid is nie werk deur jou toestand nie. Psalm 139 vers 7 en 8 sê, waar sou ek heen gaan van die gees, en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar, en maak ek die dode uit my bed. Kyk, U is daar. Hy sê nie, maak is reg. En ons het soveel van ons probeer om regtig reg te lewe, om hierdie sondes wat ons het, eers af te skud, en dan te sê, Here, hier is ek. Kom vul my nou, ek is nou skoon, nou kan jy my aanvaard, want ek is nou skoon. Maar ons mis die punt. Ons mis die punt. Jesus sê, ek kom na my toe. Ek sal die verandering bring. Al wat ek van jou vra is gehoorsaamheid. Ons dink ons moet eers regkom. Ons moet eers sterker wees, ons moet net seker wees. Ek kan nie nou na Jesus toe gaan nie, want my hart is nog nie reg nie. Ek is nog kwaad vir daai ou, ek is nog moedeloos oor dit. My geldsaak is nog nie reg nie. My bankrekening is daar sal ek nog steeds in die minus, so ek kan nie nou na Jesus toe gaan nie. Al hierdie goed gebeur. Ek moet eers ryk word voordat ek na Jesus kan gaan. Ek moet eers liefde kry by my vrou, by my man, voor ek na Jesus kan kom.
Sê Jesus nie, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Want hy sal ons die rus gee. Jesus sê, ek kom aan jou gemors in. Ek sal dit uitsorteer. Volg jy my net. Jesus ontmoet jou waar jy is. Maar hy gaan jou nie so los nie. Jesus gaan jou nie so los nie. Jesus kom daar en hy sê vir hulle, dis my so sulke mooi woorde. Hy sê, vrede vir julle. Wow. Weet, Jesus kom daar ingestap het. Gesê, waarmee is julle besig? Hoekom het julle nie by die graf vir my gewag nie? Ek het al vir julle gesê ek gaan opstaan. Hoekom het julle nie dit gedoen nie? Hoekom is julle besig om hier te sit en te twyfel? Jesus kom vir vra, wat maak julle? Waarmee is julle besig? Het julle niks geluister waarmee wat ek gesê het in hierdie 3 jaar wat ons saam gestap het nie? Hier sit julle nou. Maar hy sê nee. Hy sê vrede vir julle. En hierdie vrede is nie emosioneel nie. Dit is nie omstandighede gebonde nie. Hierdie is 'n bo-natuurlike vrede wat vrees uitdruk. Hierdie is 'n vrede, soos Filippense 4:7 sê, en die vrede van God wat alle verstand te hoog, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus. So baie mense soek vrede in geld, soek vrede in sekuriteit, soek vrede in beheer, soek vrede in mag. Maar vrede is nie 'n plek nie. Die vrede waarvan ek praat, is nie 'n plek om te gaan nie, dit is 'n persoon. Dis waar Jesus inkom, kom vrede saam met hom in. Dit beteken, jy kan storms hê, maar nog steeds binne in vrede. Jy kan onsekerheid hê, maar nog steeds rus in jou gees. Vrede is wat in jou kom, wat hy vir jou gee, die oomblik wanneer hy is. Die vrede is daar. Ons het nodig om dit te vat. En dit is ons grootste mensdomse probleem, is om te ontvang. So maklik om te gee, as ek nou vir julle vra om iets te gee, dan sal ek glo almal opstaan en sal iets gee. So maklik om te gee, maar dit is so moeilik om te ontvang. So moeilik om te ontvang. En al wat Jesus vir ons ontvang in die vrede, vat het. Is reeds hier, vat het. Neem dit. Jesus kom daar in Johannes 20:20 en nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy. Die disippels was bly toe hulle die Here sien. En hier kom Jesus en hy steek nie sy wonde weg nie. Want hy wil wys sy wonde is 'n bewys van liefde. Sy wonde het die prys betaal vir jou vryheid. Sy wonde is die teken van oorwinning. Hy sê, sien my wonde raak. Nie kyk aan jou nie. Los dit vir my, maar sien myne raak, dat dit jou duur gekoop het. As toe Jesus aan die kruis gesterf het, was dit nie net sommer net gewees nie. Dit het nie net sommer gebeur nie. Dus dit is iets wat vandag nog steeds bly spreek. 1 Petrus 2:24 sê, want selfs ons sondes is sy liggaam op hierdie kruis gedra, sodat ons die sonde kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is genees. Kyk na sy wonde.
Die oomblik wanneer jy na jou wonde kyk, sien jy pyn, jy sien mislukking, jy sien skaamte. Maar die oomblik wanneer ons na God se, na Jesus se wonde kyk, sien ons oorwinning, ons sien liefde, ons sien genesing, ons sien hierdie goed raak, want hy lewe, hy opgestaan. Hy sê, kyk na my wonde. Want jou deurbraak lê nie in jou perfektheid nie. Dit lê nie in jou perfektheid nie, dit lê in sy voltooide werk. Dit is sy voltooide werk. Hier kom Jesus en hy roep hulle weer. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle vanmôre. Hy stuur jou. Hier verander alles van ontmoeting na sending. En hier verander dit. As ek vanmôre vir jou sê, jy is net gered om jou mond toe te gaan. Jy is gered om verskil te maak. Jy is gered om verskil te maak. Baie gelowiges wil ontvang. Baie gelowiges wil ervaar. Baie gelowiges wil geseën word. Maar hulle wil nie gestuur word nie. Ek dink as jy vanmôre 'n bietjie moet sit en dink oor hoeveel keer die Here jou iewers gestuur het, wat jy nie gedoen het. Hoeveel keer het God jou gestuur? Ons besef, ons dra sy lig, ons dra sy liefde, ons dra sy waarheid. Matteus 5 vers 14-18 gesê, jy is die lig van die wêreld. Hy sê, julle is die lig, dis Jesus wat jy praat, hy sê, julle is die lig van die wêreld. Kan ek vanmôre vir jy sê, jy is God se plan vir iemand anders. Ons Christendom is nie net 'n sit en verwag iets nie, maar dit is 'n stuurervaring. Dit is nie 'n sit ervaring nie, dit is 'n stuurervaring om te gaan. Om te gaan doen. God se plan vir jou. Vir iemand anders. Jy al agtergekom. Wanneer God jou seën, dat daai seëning nie net vir jou is nie. Het jy al gesien hoeveel ander om jou word met daai selfde seëning geseën? Jy is geroep. Jy is gered. Nie om jou mond te gaan. Jy is gered om verskil te maak. Verskil in mense se lewe. Dis hoekom Jesus sê, niemand kan verloor gaan. Hy stuur jou. Hy het jou geroep. Vers 22, Johannes 20, vers 22. Nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As jy julle mens julle sonde vergewe, dan word julle vergewe. En as jy die mens hulle sonde hou, dan is dit gehou. Hier kom Jesus en hy blaas. Die Griekse woordjie is die woordjie theopneustos. Selfde in die Hebreëus, met die woordjie ruach, wat ons lees daar in Genesis 2, vers 7. En die Here het die mens geformeer in die stof van die aarde en in sy neus die asem van die lewe geblaas. So ons hier is iets bietjie dieper. Dieselfde God wat die asem geblaas het daar in die begin, blaas weer. Was hier die nuwe skepping. Opstanding gee lewe, maar die Heilige Gees gee krag. Ons ken almal aan Handelinge 1 vers 8. Dit sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En jy kan gered wees, want dan sonder jy die krag het.
wil jou voed. God wil jou bemagtig. Hy wil jou aan die bron steek. Is jy nog, en jy hoef nie dit antwoord nie, vra jouself die vraag, is jy nog opgewonde vanmôre? Is jy nog opgewonde vanmôre? Hoeveel van ons dink dat die opstanding was die einde gewees? Dit was die einde van die wonderwerk. Jesus het opgestaan, goed. Maar hoeveel van ons dink dis die einde gewees? Maar wat ons moet besef, dit was nie die einde nie. Dit was die begin van vrede. Dit was die begin van herstel. Dit was die begin van roeping en dit was die begin van krag. Want Jesus kom en hy blaas oor en hy sê ontvang die Heilige Gees. Vandag vra Jesus, waar is jou eerlikheid? Vandag vra Jesus, waar leef jy nog in vrees, my kind? Vandag vra Jesus, waar hou jy my buite? Want Jesus staan nie meer buite en wag nie. Jesus klop wel in die deur. Hy is reeds in, maar hy klop nog steeds. Vra hom, en asseblief moenie rondkyk nie. Vra dat jy jou oë sal sluit asseblief. Almal asseblief vir oë sal toe maak, moenie rondkyk nie. Vanmôre vir jou vraag. Wys vir God wat sy deur is nog toe in jou lewe. Ons die Heilige Gees totaal laat toeleer. Hoor bietjie aan watter deur van jou hart Jesus klop. Sal jy kan inlaat vanmôre. Waar jy kan sê, Jesus, kom in. Jesus, kom in my vrees. Jesus, kom in my lewe. Kom in my twyfel. Kom in my onsekerheid. Ek sien die prentjie van deure wat nou oopgaan. Ek sien 'n prentjie van vrees wat breek. As ek sien vrede wat kom. Hy het in die graf gekom. Hy het in die kamer ingekom. En nou wil hy in jou lewe kom. Jesus is reeds daar. Maar Jesus kan niks doen. Daar kan niks gebeur in jou lewe as jy hom nie aanvaar. Sien toe hy in die middel van die disippels staan, was hulle bly om hom te sien. Wat beteken hulle hy aanvaar en hy die vrede gegee hulle vrees en onsekerheid. Jy het nie meer nodig om onseker te wees. Sien Jesus se wonder. Sien sy hande, sien sy sy. Hy wys dit vir jou vanmôre.
jou pyn wat jy het, jou vrees wat jy het, jou onsekerheid wat jy het. Dis nie te groot vir die een wat alles betaal het, vir die een wat het alles gekos het aan die kruis. Die een wat onherkenbaar gemartel was, waar jy moes gestaan het, waar jy moes gesit het, waar jy moes gaan. En hy kom toe jy het oorwinning. Die oorwinning is die begin van jou vrede, is die begin van jou herstel, is die begin van jou roeping, is die begin van jou krag. Vandag vra Jesus vir jou. Wys my nou neer. Wys my die vrees. In elke kamer staan Jesus voor die deur en klop. Hy wag dat jy oopmaak, sodat jy die vrede kan hê. En die net met die hand kan jy wys. As jy wil ons met veel bid, Vader, deure, waar jy deure toegesluit het, as van vrees het, van sekerheid, jy kan hand net opsteek en sal. Ga jy nie verneder en ga jy nie vorentoe nie. Ja, waar jy is. Halleluja. En ek jou vra, sit jou hand op jou bors. Hemelse Vader, Jesus Christus, Vader, ons kom vanmôre, Vader, en ek wil elkeen voor die voete lê, Here. Here, want Here, ons is nog vrees, Vader, van die wêreld om inboender in ons lewens. Here, hier is ons sekerheid wat nog in ons harte is. Here, jy ken elkeen wat sy hand, wat hulle hand opgesteek is vanmôre, Here. Jy ken hulle begeertes, jy ken hulle hart. Vader, ek bid, Here, dat U sal intree, Vader. Here, dat U in die midde sal wees, Vader, Here, dat hulle nou U sal ontvang, Here. Here, dat hulle nou daai vrede sal ontvang. Here, dat hulle nou die volmaakte liefde sal ervaar, Here. Here, waar U hulle toedruk, waar jy styf vasdruk, Here. Vader, dankie vir die deure wat nou oopgegaan. Vader, dankie vir die vrees wat gebreek is. Here, en dankie vir die vrede wat ingebreek is. Here, elkeen van ons het elke vrees. Elkeen van ons dalk onseker. Oor sekere dinge. Maar Vader, ek weet, Here, niks is onmoontlik vir U. U sê vir ons het so mooi in die woord. Niks is onmoontlik. En dan Lukas 37, want geen ding sal by God onmoontlik wees nie. Vader, kom vanmôre in ons pyn. Here, kom in elkeen se verlede. Here, kom in elkeen se verwarring. Here, kom in elkeen se vrees. Here, want ons weet geen muur is te hoog, geen deur is te sterk, geen situasie is te gesluit vir U. Here, mag U teenwoordig deur elkeen manifesteer. Here, Heilige,
ons is hier om in U te kom, so U vir ons rus gee. Here, mag U vrede wat alle verstand te boven gaan, en elkeen se hart, en elkeen se sinne bewaar, in Christus Jesus. Here, mag die God van vrede, Here, elkeen vervul met blydskap. Here, mag die God, die Vader, die Koning, elkeen beskerm. Here, waar U elkeen 'n geroep het, Here, dat U elkeen sal uitstuur vir daardie een om U te bring in die Koninkryk van Christus. Ons eer, ons loof en ons prys. In Jesus naam. Amen.